episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Gerard van Ryn. Goeiemôre almal, dit is baie lekker om vandag weer saam te kan gesels. Ons doen weer 'n Wat sê die vers episode en vandag is dit ek en Jaco wat hier saam gesels. Jaco, ek hoop dit gaan goed met jou. Ja, baie dankie Gerry, dit gaan nou goed. Nou die lekker van die Wat sê die vers episodes is ons herinner onsself keer op keer, maar hoe lees ek die Bybel en wat is belangrik vir die verstaan en soos met baie meeste van die verse wat ons in hierdie reeks sal behandel het, is die vers wat ons vandag doen ook oop vir dalk verkeerde interpretasie. So die vers waarna ons vandag kyk is Johannes 12 vers 32. In die ou vertaling, en ek as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my getrek word. En in die nuwe vertaling, en as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. En in die 2020 vertaling, as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Soos julle kan hoor, die hele gedagte van verhoging en almal na my toe trek. Nou, net om te begin, gaan ons eerstens na die konteks van die gedeelte kyk, dan bietjie vra wat sê die vers nie, met ander woorde wat interpretasies is daar, en dan laaste, maar wat sê die vers wel. Ons kyk in die eerste plek dan na die konteks van hierdie vers, en watter gedeelte van die Bybel staan hierdie vers, wat staan in die verse rondom hierdie vers. En dit is dan baie belangrik om te sien, dis hier in Johannes 12, in die begin van die hoofstuk word ons Here Jesus gesalf, en dan bietjie later lees ons van vers 12 af van die intog in Jerusalem. Interessant daar dat sy disippels nie dadelik verstaan het wat aan die gang is nie, en eers later na sy verheerliking wat hulle onthou het dat dit oor hom geskryf is. En dan die groter deel waarin die vers staan, van vers 20 af, gaan dan baie spesifiek oor die uur of die tyd vir die seun van die mens het gekom. So die tyd vir wat God bepaal het vir hom om te kom doen wat hy gaan doen, het gekom. Nou dalk het so vinnige terloopse opmerking, die seun van die mens, dis 'n verwysing na Daniël 7, die profesie wat ons daar kry. En dit gaan nie in die eerste plek oor ons Here Jesus Christus wat ware mens is nie. Dit gaan oor hom wat ware God is en wat die ewige koningskap en heerskappy het. Julle kan maar gerus Daniël 7 vers 13 en 14 daaroor gaan lees. So dis wat ons net moet vashou, hierdie is in die uur voor Jesus se kruisiging, die tyd vir sy verheerliking het nader gekom, en dan hoor ek graag watter konteks jy nog vir ons byvoeg. Dit is belangrik Gerry, ons het nou al 'n hele paar van hierdie wat sê die verse gedoen, en ek moet vir jou sê, elke keer as ons daarna kyk en ons 'n spesifieke vers doen, dan word die refrein wat ek al so baie gehoor het in ons gereformeerde konteks, hoor ek in ons gereformeerde kom ons moet maar konteks, hoor ek hierdie refrein konteks, nee, en ons kan seker nog bysit konteks. En is in die algemeen maar so, nee, mens moet verstaan wat mense sê binne die konteks waarna hulle dit gesê het. En weer eens hier, as ons versieteologie toepas, en ons ruk hierdie versie uit sy konteks uit, dan kom ons met allerhande snaakse dinge na vorentoe. So die konteks, ja, Jesus staan op die drempel van
van sy lyding en kruisingsing, soos jy gesê het. Hy het so pas Jerusalem binne gegaan en as 'n groot verwagting, jy kan die spanning in die lug amper voel as jy die gedeelte lees. En die spanning begin opbou, maar die skare, en soos jy ook daarna verwys, selfs die skare, verstaan nie werklik wat se soort koning hy is nie. Hulle hoor hy's 'n koning, maar wat se soort koning is hy nou werklik? En die verwagting rondom dit was ook baie misverstaan, selfs van sy eie disippels en veral van die Jode af. En dan sien ons nou hierdie wat jy het verwys na vers 20 en 26. En toe ek hierdie gedeelte gekyk het, is daar iets wat ek ook raak gesien het, wat vir my nogal, ja, wat ek moet sê, ek al selfs in my eie studie van die vers misgekyk het, en ek sou nie sê misgekyk het, maar raak gesien het, maar nie regtig verstaan het hoe dit bydra, ten diepste bydra tot hierdie gedeelte. En dit is die gedeelte wat sê, die Grieke het na Filippus toe gekom en hulle sê vir hom, nou die Grieke, ons weet baie keer in die Nuwe Testament praat van die Jode en die Grieke, of die Grieke verteenwoordig die mensdom buite die Jode. En hulle kom en hulle sê, ons wil Jesus sien. En hierdie Grieke was dalk waarskynlik, soos ons baie in Handelinge ook sien, godvreesende tipe heidene, wat aangetrokke was tot die God van Israel en hom wil leer ken. En hulle verteenwoordig die nasies buite Israel, buite die uitverkore volk van God in die Ou Testament, die wêreld buite Israel. Nou, dis baie belangrik hierdie, want dit is nie net dit is so 'n paar woordjies, ons wil Jesus sien en 'n spesifieke mense wat sien, maar dit is 'n baie belangrike gedeelte. Tot nou toe, in Johannes Evangelie was die fokus hoofsaak op Israel. Maar hier sien ons die eerste duidelike teken van die nasies wat begin inkom, want die Here het in sy verbond beloof aan Abraham, dat deur jou gaan die nasies geseën word, en ons weet die hele Ou Testament praat van 'n tyd waar die heidene gaan inkom. En hier sien ons die eerste sein of tekens daarvan, dat die wêreld gaan begin kom na Christus, so hulle beweeg nader aan hom, hier veral nader aan sy kruis. En juis in daardie oomblik het Jesus gesê, toe hierdie spesifieke nasies na hom toe kom, die Grieke, die uur het gekom dat die seun van die mens verheerlik sal word. Met ander woorde, die koms van die Grieke wys dat die tyd van sy kruis nou aangebreek het, en hoe die nasies na hom toe gaan kom. Nie deur aardse koningskap nie, maar deur sy dood. En so gebruik hy dan ook in daai gedeelte die beeld van die koringkorrel wat moet sterf, wat dan baie vrugte sal voortbring. Met ander woorde, sonder sy dood sal niemand kan kom nie, en dan sal nie die insameling van die nasies kan plaasvind nie. En dit bou alles op tot vers 27 tot 33, waar Jesus praat van sy siel wat ontsteld is, maar ook tog onderwerpe gaan wees aan die wil van sy Vader, en ook die wêreld gaan oordeel gaan word. Jy het ook verwys na die oordeel, die konteks van die oordeel wat hier gaan plaasvind, die oorste van die wêreld. En dan sê hy, in die konteks van al hierdie goed, en spesifiek ook rondom die heidene nasies wat nou nader staan, sê hy, en as ek van die aarde verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Nou, die almal staan in die konteks, en ons sal 'n bietjie verder oor praat, in die konteks van hierdie wat gekom het. So Jesus maak duidelik, dat hy hier verhoog verwys na sy kruis, maar die konteks wys baie spesifiek na die koms van die Grieke, wat na hierdie aankondiging van sy kruis, deur uit alle nasies toe na hom toe sal getrek word. En hierdie is baie belangrike konteks. Ja. Hierdie vers staan. Ja, dit laat mens dink aan ons Here Jesus se woorde in Johannes 10. Ek is die goeie herder, en ek het ander skape van ander kudde, van ander kraal, en dan op die ou einde, hulle sal een kudde met een herder wees. As ons naby kyk na die konteks, die verse rondom vers 32, of rondom vers 31, vers 32, vers 31 sê hy, nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Soos ons nou al gesê, dit gaan oor die oordeel, en die heerser van hierdie wêreld gaan uitgedryf word. So hier kom oordeel en oorwinning oor die heerser van hierdie wêreld. Dan in vers 33, dit het hy gesê om aan te dui watter dood hy sou sterf. So die konteks maak dit dadelik dat die verhoging gekoppel word aan sy vernedering, aan sy kruisdood. Nou, as ons dit alles dan nou in gedagte hou, kom ons gesels dan eers net bietjie oor, wat sê die vers nou nie? Wat is moontlike gevare of moontlike waninterpretasies waarvoor ons moet pas op? Ek net kyk, ek is oop, ja. So een van die eerste dinge is wat Jesus baie duidelik
hier sê, of nie sê nie, ons sal eers kyk na wat hy nie sê nie, is dat hy nie sê dat sy kruisiging ewen 'n universalistiese trek het nie. Met ander woorde, as hy sê alle mense, praat hy nie hier van uitsondering alle mense nie. En dit is waar hierdie Grieke wat nader gestaan het in konteks kom. Dit sou onlogies ook wees as ons in ag neem dat op hierdie punt toe Jesus dit sê, is daar reeds mense in die hel. Verdoem. So as hy bedoel, hy trek elke mens kop vir kop en letterlik na hom toe, dan beteken dit die uiteinde, die logiese uiteinde van die vers sal moet lei tot universalisme. Dit is die eerste ding wat Jesus nie bedoel nie. Die tweede ding wat hy nie bedoel hierso nie, en dit sal ons ook moet bietjie gesels oor in die detail van wat hierdie woorde trek hier beteken. So daar's twee kernwoorde dink ek, die trek en die almal. So eerstens die almal wys nie universalisties na die hele wêreld kop vir kop. Maak nie saak waar jy bly op die aarde of jy self daar in 'n onbereikte area bly waar die evangelie dalk nooit by jou gaan uitkom nie, dat dit iets is wat almal gaan kry. En so almal het 'n letterlike kans om ja of nee te sê. Dis wat die vers nie sê. Wel, kom ons sê net 'n kwalifikasie daarbey. Almal kry wel die kans, volgens Romeine 1, om te weet daar is 'n God. So niemand gaan 'n versoning hê nie. Almal verwerp God deur die openbaring, deur die algemene openbaring wat hulle deur die natuur kry. So niemand gaan onskuldig wees in daai sin nie. Maar dit beteken nie hierdie vers dat Christus gaan hom aan almal, elke mens kop vir kop openbaar, wat dan impliseer die almal nie. En hulle sal 'n keuse hê om te sê ja vir Jesus of ja nee vir Jesus nie. Tweedens die trek hierso, gaan ons bietjie later dinge in diepte moet praat. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na die woord, wat beteken hierdie woord, is hierdie woord soos 'n algemene trek, soos 'n ligte trek. Ek gee jou net so, jy baie keer as ek langs jou staan, dan gee ek jou so nudge, in die Engels is die woord nudge, is dit so, gee jou net so 'n nudge, en jy moet nou self besluit wat jy gaan doen. Ek gaan jou 'n nudge gee om te sê spring, kom ons sê ons gaan bungee jump, ek en jy. En jy is baie bang en jy wil nie bungee jump en ek wil jou nie stoot nie, ek wil jou nie hard stoot nie, maar ek gee jou, kom aan Gerrie, ek gee jou so ligte nudge gereeld, sodat jy tog kan self besluit om te spring. Dis nie wat hierdie woord beteken nie. Die woord is baie sterker as dit. En ons moet ook Johannes 6 bietjie gaan lees, daar waar Jesus ook oor die trek praat. Johannes 6 vers 44, Johannes 6 vers 37 en 56, waar hierdie hele trek ding na vore kom. So hierdie trek is nie 'n ligte, ag kom nou man, dis tog so goed om 'n Christen te wees. Hoe sal jy wel hel toe gaan nie? Dis nie so, dit is glad nie wat dit beteken nie. En dis baie belangrik. Ja. Daarmee is saam, as ons net die vers op sy eie vat, en nie die volgende vers en die hele gedeelte in geheel wat dit duidelik maak, het gaan hier oor ons Here Jesus se dood in die eerste plek nie. Dan maak mense nogal die fout om te dink, wel, die Here word verhoog, ek word verhoog, ons kan amper sê die koninkryk word van die kruis losgemaak en alles gaan oor voorspoed. En dit het ons al menigmale in hoeveel episodes en so baie duidelik gewys en gesê, maar om in Jesus te glo en om te volg is nie 'n waarborg vir voorspoed nie. Nou, ons het nou al gesels oor die almal en die trek, en ek dink ons moet dan nou daarby uitkom, maar wat beteken dit dan wel? Wat beteken hier die almal waarvan die Here praat en wat beteken die trek? Nou oor die almal is daar soveel mense, soveel opinies. Dis interessant dat daar goeie verklaringe ook is. Die een verklaring glo ek waartoe ons neig en wat ons glo is, hier word gepraat van wel mense van alle volke en tale en groepe en ongeag jou geslag of so word na die Here toe getrek. So mense uit alle agtergronde uit. Dis nie net die Jode vir wie redding is nie. En dan is daar nog 'n verklaring wat sal sê, wel, as almal dan getrek word, hulle word na Christus getrek, nie noodwendig na sy kruis toe nie. Die besef dat daar 'n dag kom wat almal gaan moet antwoord aan die Here. Almal kry die geleentheid, almal hoor die evangelie. Sommige mense gaan dit glo, sommige gaan dit nie glo nie, maar elke knie sal voor hom buig
Met ander woorde, almal sal erken, hierdie is die opgestane Christus, maar party gelowige met vreugde en ander wanneer dit heeltemal te laat is, met die besef wel hy is die ware verlosser. Soos ek sê, daar's baie interpretasies, hierdie twee glo ek, kan ons gemaklik mee wees, veral die een wat jy begin aanraak het van, hier word gepraat van 'n redding is vir mense van alle groepe. Ek weet nie of jy daarop wil uitbrei nie. Ja, ek hierdie hele idee van almal is 'n woord wat al baie gedebatteer is in die Bybel, en daar's verskillende verse wat ou moet lees en man moet vra, en ons het al daarin geraak, hierdie woordjie almal verwys dit kop vir kop in die hele wêreld. Wanneer die Bybel praat van van almal, is daar plekke wat 'n mens die konteks moet lees, en wat jy kan sê as jy na die konteks kyk, okay, goed, dit verwys na werklik elke mens, en dit is byvoorbeeld as God oor die oordeel praat, dan is hy baie duidelik dat elke mens kop vir kop geoordeel gaan word. Maar wanneer die Here oor redding praat, en as spesifieke verse wat al baie keer gebruik word in die konteks, dan kan mens nie daaruit aflei dat die Here praat van elke mens kop vir kop soos die oordeel nie. Ek meen, daar is daai bekende vers in 1 Timoteus, wat ons weet waar die Here ons opdrag gee om te bid, byvoorbeeld, in Timoteus 2, vers 3-4, bid vir alle mense, en want dit is God se begeerte dat alle mense tot die kennis van die waarheid moet kom. Nou, jy weet, as jy daai vers net so lees, dan moet mens vir jouself sê, dit sê werklik letterlik dat elke liewe mens, selfs die wat daar ver in die Amazone bly, wat nooit die evangelie gaan hoor nie, gaan ook tot die kennis van Christus kom. Is dit waar? En is dit wat Paulus bijvoorbeeld die verdoel as hy sê, dit is God se begeerte, dat almal. Nou in die konteks weer eens, as ons na die eerste verse kyk van 1 Timoteus 2, dan noem die Here daar verskillende mense, verskillende leiergroepe, en verskillende tipe mense, nee, verskillende leiers waarvoor ons moet bid. En weer eens is die konteks nie dat elke mens kop voorkom nie, maar dat verskillende groepe mense oor die wêreld heen tot die kennis gaan kom. En so is dit dan nou, as ons hierdie woord almal korrek moet lees, dit maak nie logies sin om te sê dis kop vir kop nie, dis nie in lyn met wat die Here ook in ander plekke sê. Ek meen as mens die bietjie die uitverkiesing ook hierby betrek, dan sê die Here baie duidelik vir ons byvoorbeeld in Efesiërs 1 en 2 dat hy 'n sekere groep mense voor die skepping van die wêreld gekies het, wat aan hom behoort. En dis hulle wat getrek word. Dit is nie elke mens wat liggies getrek word nie. En ons kan hier ook Johannes 6 vers 44 inbring. Niemand kan na my toe kom as hy nie deur die Vader getrek word nie. En dan die uitkoms is direk. En ek sal hulle ophef op die laaste dag. So die wat getrek word, sal opgehef word. So as jy wil sê God trek almal kop vir kop, dan moet jy universalisme uitkoms hê. Jy kan nie anders nie in die logiese gevolg van baie ander verse nie. Daarom moet ons 'n vers interpreteer in die lig van baie ander verse ook. En as ek na al die ander verse kyk, en ek het net 'n paar genoem, ek meen as baie, en ons program gaan baie lank raak as ons uitwy. Jesus sê niemand kan my toe kom as die Vader hom nie trek nie, en ek sal hom opwek. Dis baie duidelik met ander woorde. In die lig van Efesiërs 1 dan ook, die wat uitverkies is voor die grondlegging van die aarde, hulle sal ek red, hulle sal ek trek, hulle sal ek opwek op die laaste dag. Dit is nie kop vir kop elke mens nie. Die trek, ek wil net so 'n bietjie ietsie sê oor die trek ook. Miskien kan ons 'n bietjie later op praat, want ons praat nou eers oor die almal, maar ons kan ook 'n bietjie iets oor die trek sê. Die woord daar in die Grieks is 'n baie sterk woord en is gekoppel wat ek nou reeds gesê het. Dit is die idee van daai Griekse woord is om 'n dooie gewig uit 'n put op te trek. Of 'n luik van die bodem van die see af op te haal na die oppervlakte. Dis nie om 'n mens wat half lewendig is en lê en spartel in die water 'n boei te gooi. En sê as jy wil kan jy die boei gryp nie. Die idee van trek dan is om 'n dooie gewig wat niks by jy trek. Ek meen die jonger kinders en die jong mense sal dit seker nie weet nie. In my tyd was daar nog so putte hier en daar, maar nie so baie nie, maar die ouer mense sal weet om 'n put. En ek dink ons kan almal maar daaraan dink om 'n dooie bak met water van onder af van 'n put op te trek. Dis die idee. Dis nie asof daai bak water enigiets bydra nie. Jy trek dit met jou volle mag en as 'n uitkoms, die bak water kom tot op die oppervlakte. En dis die idee van die trek hierso. En dit is ook belangrik om te verstaan.
Dit is baie belangrik want dit beklemtoon dan hoe ons moet lees, wat hierdie vers beteken. Dit gaan oor die mense wat die Here wil na hom toe trek, uit alle groepe. Wat 'n troos. Hier wil Grieke hom sien, en sê maar hy trek mense uit die Grieke ook. Hy trek mense uit die Afrikaners ook om in hom te glo. En dit is vir my interessant want dit bring ons eintlik op 'n manier by een van die ander verse in Johannes wat ook so dikwels verkeerd verstaan word, Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad. Presies. En dan mis ons die sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê deel. So weer eens sien ons net hoe belangrik dit is, maar lees die vers in die deel waarin hy staan, lees die hele konteks. En dan merkwaardig om te weet, dit gaan hier oor oordeel en redding dan. Die kruis strek tot oordeel en redding. Oordeel vir die mense wat nie in Jesus sou glo nie, oordeel oor die duiwel, die heerser oor hierdie wêreld wat oorwin word, en redding vir die mense wat glo, maar Jesus Christus is ons verlosser en ons koning. Ja. So Jaco, ek weet nie wat jy nog graag sou wou bysê nie. Ja, ek sou net wil afsluit met die groot hoop en belofte vir ons, nê, wat ons hierin sien is. Weet ek as 'n ou se redding, my hond wil saampraat, so die luisteraars moet maar saam luister, en ek gaan nie nou met hom raas en die episode onderbreek nie, maar wat ek wil sê is die groot hoop wat Jaco, is die hond se naam nie dalk per ongeluk al fyn nie. Ek gaan hom nou nader trek, by the way, so en dan gaan hy voel wat het om te getrek word. maar nietemin, ja, kom ek som net gou eers vinnig op. Ek dink wat ek sien nou as ons saam praat hieroor, Gerry. Jy het nou Johannes 3 vers 16 gewys, nê? Daar's Johannes 1 vers 12 ook. Almal wat my aangeneem het, aan hulle het ek die mag gegee. So daar klink dit weer asof dit van my afhang en sulke goeie. So as ons hierdie hele 12 hoofstukke, hoofstuk 1 tot hoofstuk 12 saam lees, en ons bring al hierdie goed, hierdie verskillende nuances bymekaar, en dis belangrik, dan sien ons die prentjie baie duideliker en helderder, dat ons kan nie op 'n enkelvoudige vlak, 'n baie eenvoudige vlak, kyk na 'n vers en 'n ontleding en 'n teologie bou nie. Ons moet kyk na die hele hoofstuk, die hele evangelie, maar dan moet ons verder gaan, ons gaan kyk na al die 4 evangelies, en ons nog verder gaan, ons gaan kyk na die Nuwe Testament. Maar dan staan ons ook nie net in die lig van die Nuwe Testament nie, ons staan in die lig van die hele Ou Testament, en daar's baie duidelike boodskappe oor hierdie alreeds in die Ou Testament, hoe God gewerk het. Hy het Israel gered uit al die nasies uit in daai tyd. Hy het 'n klein groepie mense vergader as 'n uitverkore volk. Dis dieselfde beginsel. Dit was nie die hele wêreld nie. En so ons moet dit in so sien. Dis nie die een ding wat ek dink daar's 'n holistiese prentjie waarna ons wil kyk, wat ons nou moet kyk, en dis die een ding wat ek wil bysê. Die laaste is die troos in die hoop, nê? Vir ons as gelowiges is dat ons as gelowiges, en baie keer vind ek nogal dis 'n probleem met die debat. Dit lyk so amper asof mense debatteer buite die veiligheid van hierdie belofte. Ons is die mense waaroor hier gepraat word. Ons is die mense wat hierdie sekerheid aangebied word. En toe ek oor hierdie vers gedink het, dink ek myself, jy weet, as dit vir my moet afhang, ek meen, hoeveel vrees gaan ek in my lewe beleef? Nee, tot die einde toe. As dit vir my moet afhang, want as dit van my afhang om in te kom, gaan dit van my afhang om in te bly ook, want dan moet dieselfde beginsel mos geld. Dan is daar baie min troos in die gelowige. Dan is dit maar baie soos die moslems dink, né? Die moslems het hierdie konsep van jou werke en jou goeie werke is soos 'n brug oor die hel. Hoe meer goeie werke jy doen, hoe wyer word die brug. Met ander woorde, hoe veiliger is jy? Hoe minder goeie werke jy doen, hoe smaller word die brug totdat jou goeie werke totdat jou slegte werke jou goeie werke uitkanselleer, en dan val jou brug plat en jy is in die hel. Dit is die gedagte. As dit is hoe ons Christene gaan leef, dan het ons geen sekerheid, en dan is Jesus se werk aan die kruis ook maar 'n halwe werk, ook maar 'n ligte werk. Ja. Maar hy het gekom om 'n volle werk te doen. Hy het gesterwe vir elke uitverkore. Nie een bloed wat daai dag in die grond ingedrup het, was sonder naam en was vir 'n gesiglose massa nie. Dit was vir 'n spesifieke groep mense wat hy gekies het voor die grondlegging. En daai groep mense, sy bloed wat gestort het, is die trek-effek. Dis wat hy hier sê. Hulle sal getrek word. En die uitkoms van hulle trek is, hulle sal gered word. Ek sal hulle op die laaste dag opwek.
opwek. Dit is so 'n vaste belofte. Dat Ja. jy kan weet as 'n gelowige vandag as jy hierna luister, dat die Here jou getrek het. En jy sal op die laaste dag saam met hom staan. Job sê toe, ek sal staan. Ek parafraseer nou baie, want daar's 'n vers mos in Job wat sê ek sal staan en ek sal my verlosser sien wat leef. Ja. En so dit is die sekerheid en die belofte wat ons hier uit moet neem. Partykeer kan die debat hierdie hoop wegvat. Dit is 'n geveg tussen mense. Dit was nooit bedoel vir 'n geveg. Dit was bedoel om die gelowige te troos. En so laat dit ons as gelowiges troos. Ons sal op die laaste dag opstaan saam met ons Here. Ja, wat ek troos. En ons het met hierdie episode dan weer gesien, die Heilige Skrif verklaar homself. Asof ons 'n vers is of iets wat dalk minder duidelik lyk, gaan lees die ander dele ook. Daarmee saam die troos soos jy van praat. Ek behoort aan die Here. Hy het my na hom toe getrek en anders as wat jy nou na jou hond aan sy halsband gaan trek, ons het nie skoppende en skreeuende na die Here toe gegaan nie. Dis met groot blydskap en genade wat ons na hom toe getrek is. Ja. So mag ons aan hierdie troos en hoop vashou wanneer ons in hierdie lewe nog die uitdaging en die beproewing en die seer baie keer ervaar. En mag ons dan weet, maar dis deur ons Here se kruis wat daar vir ons verheerliking en troos en betekenis in hierdie lewe kom. So dankie vir almal wat saam geluister het en Jaco, dankie dat ons weer saam kon gesels. Is altyd lekker hierdie episodes. Ons kan in die Here se woord ingrawe en mag dit ook tot opbou van ons almal se geloof dien. Hoop julle het 'n mooi dag verder. Totsiens.